Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis werk as professor natuurlik by die Skool van Verpleegkunde, Noordwes Universiteit. Sy het 'n doktorsgraad en 'n meestersgraad in verpleegkunde. Haar vakgebied is psigiatriese verpleegkunde en sy het by 'n hospitaal vir intellektueel gestremde persone en psigiatriese pasiënte gewerk voordat sy by die Noordwes Universiteit begin werk het. Haar navorsingsfokus is deernisvolle teenwoordigheid. Sy is getroud met Marius en hulle 2 kinders, Gerard en Lizet. Ja, so 'n bietjie agtergrond, deernisvolle teenwoordigheid. Is dit sekerlik vir mense uit jou beroep van verpleging 'n baie aktuele tema. Hoe het jy daarby uitgekom en wat wil jy vir ons daarmee sê, Emerentia? Ja, dankie. Baie beslis is dit bitter belangrik nou, veral in hierdie tyd, waar die verpleegpersoneel en al die mediese personeel en eintlik almal wat by die hospitale werk, is dit so belangrik dat hulle deernisvol teenwoordig is. Kom ek vertel waar het ek dit nou die eerste keer raak geloop. Ek was 'n hele paar jaar terug besig om voor te berei vir 'n klas oor kommunikasievaardighede. En toe het ek 'n boek raak geloop deur 'n vrou, haar naam is Mary Beth Punch, en sy het 'n boekie geskryf, Creating Confidence. Sy het eintlik gepraat oor die presence van 'n akteur of 'n kunstenaar op die verhoog, as hulle so hulle teenwoordigheid voelbaar maak, as hulle regop postuur het en oogkontak maak met die gehoor. En sy het gesê, en dit is wat so treffend vir my was, sy het gesê, die 2 belangrikste idees in kommunikasie is, ek wil hier wees en ek sien jou raak. En dit het my diep getref. Ek het regtig 'n begeerte gehad om verder te lees daaroor. En sy sê, ek wil hier wees, beteken, ons kan, waar ons is in daardie oomblik, net daar wees. So ek kan wens, ek is nou by die strand of by 'n ander plek, maar dit is fisies onmoontlik dat ek nou op 'n ander plek is. So ek kan net sowel die meeste maak daarvan en my hele wese kan uitstraal, ek wil hier wees by jou. En die ander idee is, ek sien jou raak, of ek gee erkenning aan jou as mens. Dit sien ons so baie keer, en ons voel dit so baie keer, as ons byvoorbeeld by die winkels is, en die kassiere maak nie eers oogkontak met ons nie. Ons het so begeerte dat iemand ons net raak sien en erkenning gee aan ons menswaardigheid. So daardie 2 idees omskryf presence of deernisvolle teenwoordigheid. En toe ek nou verder lees oor presence, het ek ook 'n teoloog en 'n filosoof raak geloop. Sy naam is Professor Andries Baart. En hy het al baie jare navorsing gedoen oor presence. En sy eerste navorsingsprojek in die laat 90 het gegaan oor gemeenskapswerkers. Hulle het in die gemeenskap inbeweeg en in plaas daarvan om dadelik te begin projekte aanpak of verandering in die gemeenskap teweeg te bring, was hulle eers teenwoordig. Hulle was so naby aan die gemeenskap gewees dat hulle saam met hulle geëet het, saam met hulle sokker gespeel het en regtig hulle manier van dink en hulle manier van redeneer agtergekom. En toe het hulle so agtergekom, wat is daardie gemeenskap se behoeftes, en so saam met hulle projekte aangepak. Op grond van hierdie navorsing wat professor Baart gedoen het, het hy 'n teorie van teenwoordigheid ontwikkel. In ander woorde, dit gaan oor, ek wil hier wees by jou, ek gee erkenning aan jou as mens, en ek wil eers hoor, wat is jou redenasie, wat is jou siening van die saak, voordat ek wil diensbaar wees vir jou. So, hoe lyk jou teenwoordigheid met deernis in verpleegkunde? Ja, dit is toe wat ek verder gelees het. Dit is presies wat ek toe nou gewonder het, en dan kyk ek, kan dit in verpleegkunde werk? Want in verpleegkunde is die tempo baie vinnig, en ons sien baie verskillende pasiënte in een dag,
En ons moet aan baie mense se eise voldoen, soos die dokter is daar en hulle gee vir ons opdragte, daar's ander lede van die multiprofessionele span na wie ons moet luister, en die pasiënte is ook daar en daar's dikwels baie meer pasiënte as wat die span verpleegkundiges regtig hoor genoeg is. So het ek gewonder, hoe lyk dit in verpleegkunde? En so waar is daar toe ook navorsing gedoen oor deernisvolle teenwoordigheid in verpleegkunde. En die idee is alreeds in die 1960s bekendgestel in verpleegkunde deur 'n suster Madeleine Bailey. Sy was 'n Anglikaanse verpleegkundige en sy het presence of deernisvolle teenwoordigheid gedefinieer as om met jou hele mens wees by iemand te wees of saam met iemand te wees. Dit gaan nie net daaroor dat die verpleegkundige iemand se temperatuur neem nie. Wanneer sy die temperatuur neem, sien sy die hele wese van die persoon raak. Sy kyk na die liggaamstaal, die nie-verbale taal, sy luister wat die persoon sê, wat is vir daardie persoon belangrik. So dis meer as net 'n tegniese interaksie met die pasiënt, dis regtig 'n mens tot mens interaksie met die pasiënt. En toe het verder gelees en agtergekom, daar's baie navorsing gedoen in verpleegkunde oor deernisvolle teenwoordigheid en ons praat baie van die kuns van verpleging en die wetenskap van verpleging. En deernisvolle teenwoordigheid is deel van die kuns van verpleging. Om regtig te weet in daardie oomblik is hierdie presies die regte ding vir hierdie pasiënt wat genesing sal bring vir die pasiënt. En dit gaan oor egtheid en 'n respekvolle respons op een van die mees basiese behoeftes van pasiënte en dit is die versekering van 'n menslikheid, van 'n deernisvolle teenwoordigheid langs hulle in hulle reis met gesondheid of siekte. En dit behels 'n gevoel van konneksie, 'n verbintenis, 'n mens tot mens konneksie, terwyl die verpleegster haar take dan ook met bevoegdheid uitvoer. Nadat ek gelees het oor deernisvolle teenwoordigheid in verpleegkunde, het ek gewonder, maar hoe lyk dit in die werklikheid? Dis wonderlike idees, hoe lyk deernisvolle teenwoordigheid in die praktyk? Gaan dit oor die verpleegster of gaan dit in eerste plek oor die pasiënt? Die verpleegster leef deernisvolle teenwoordigheid uit teenoor die pasiënt. En baie keer is dit ook so dat die pasiënt 'n deernisvolle teenwoordigheid het vir die verpleegster en begrip het vir die verpleegster. So dit kan van beide kante af gepraktiseer word. Goed, maak eers klaar dat ek hoor, want ek wil jou vra daaroor. Ja. Reg so. Goed, ek kan 'n paar stories vertel en stop my gerus tussenin as Ja, asseblief. daar vrae is. So van die stories wat ek begin bymekaar maak het oor deernisvolle teenwoordigheid, het van ons eie verpleegstudente vir ons vertel. En een van die stories wat regtig vir my uitstaan, is vir een van ons 4-jaar studente wat baie jare terug in 'n staatshospitaal gewerk het en daar het hy 'n jong man raak gesien wat spinale TB het. Nou spinale TB beteken dat iemand verlam is as gevolg van hierdie siekte. En die pasiënt was omtrent dieselfde ouderdom as die student. En die student het homself net ingedink oor hoe is dit vir 'n jong man om op hierdie ouderdom verlam te wees en in 'n rolstoel te moet wees. En hy het eintlik voordat hy enigstens met die pasiënt gepraat het, homself in daardie pasiënt se skoene gesit en net besef hoe moeilik dit moet wees. En hy het 'n aanvoeling gehad dat hierdie pasiënt sommer net 'n vriend nodig het. Nie gesondheidsvoorligting of enige verpleeginteraksie nie, maar sommer net 'n vriend. En hy daar in die gang langs die pasiënt gaan sit en sommer net tyd saam met hom spandeer en sy vriend gewees en oor alledaagse goed gepraat. En daardie genesende oomblik was vir die pasiënt so 'n wonderlike salf op sy wonde dat hy gevoel het iemand sien hom raak as mens, waardeer hom as mens. En 'n ander storie wat een van die studente ook vertel het, is van 'n klein seentjie in die kindersaal wat vigs gehad het. 'n Pasiënt in die laaste stadium van vigs het baie pyn en hulle het sere op hulle lyf, so hulle is
voel nie lekker nie, voel nie gesond nie, en die pasiëntjie het aanhou huil. En die student het ook besef dat die pasiënt het spesiale aandag nodig. En sy het eenvoudig net by hom gaan sit langs sy bed en saam met hom 'n TV-program gekyk, 'n kinderprogram. En haar teenwoordigheid langs die pasiënt het hom laat kalmeer en hy het net haar fisiese teenwoordigheid so waardeer en hy het rustiger geword. So dit is eintlik so 'n eenvoudige konsep, maar dit het so verrykende gevolge. Dit skep so 'n veilige hawe van genesing vir die pasiënt. Maar geld dit nie maar vir ons vir in die hele lewe nie, of geld dit nou net vir gesondheidswerkers, want julle het 'n besondere uitdaging in hierdie tyd, nê? Nee. Want daar's mense wat eenvoudig nie toegang het tot ander mense nie. Hulle sien net vir julle, net die gesondheidswerkers. Ja, en dit is definitief so dat dit nie net vir die verpleegpersoneel of mediese personeel idee is nie, maar dit geld vir ons almal in die gemeenskap. So ons almal kan vir mekaar deernisvolle teenwoordigheid wys. Ek het 'n getuienis gehoor het van 'n man wat vertel het dat hy was 'n pasiënt en hy het baie alleen gevoel en hy het gebid dat die Here vir hom iemand sal stuur met wie hy kan praat en met wie hy net 'n menslike oomblik kan deel. En daartoe 'n skoonmaker by sy kamer gestop en sommer net 'n gesprek met hom gehad en gevra of hy vir die man kan bid. So die Here het daardie skoonmaker gestuur om in daardie pasiënt se behoeftes te voorsien. So wat ek ook daarmee dink en kan sê is dat ons kan vir die Here vra in ons alleen oomblikke om iemand te stuur. En dit kan in baie forme wees. Dit kan in die vorm wees van 'n mens of 'n radioprogram of 'n gedagte of 'n mooi TV-program. Dit kan enigiets wees wat die Here gebruik en ons kan oop wees daarvoor om net daardie teenwoordigheid te ontvang. En dan in die alledaagse lewe kan ek maar net weer die voorbeeld gebruik van as ons iewerster by die winkels is, 'n petroljoggie of 'n kassiere, as ons net met daardie persoon oogkontak maak en 'n oomblik spandeer saam met hulle en hulle raak sien as mens en hulle waardigheid as mens raak sien, beteken dit ongelooflik baie vir al twee mense wat daar betrokke is. Dat ek voel ek maak 'n verskil in iemand se lewe en die ander persoon voel iemand sien my raak as mens. So mens kan dit beslis baie goed gebruik buite die beroep van verpleegkunde. Ek sien jy het vir ons nog 'n paar verhale, verwysings hier van mense wat ons kan volg, nê? Nee, ek sien jy het hier geskryf van aptekerstudent en ek wil hê moet ook dan vertel van jou geestelike leiers se rigting. Want ek dink daar's van elke beroep mense wat vandag luister wat graag wil hoor wat kan ek doen? Of dalk het hulle gedink hulle doen iets wat hulle kan beter doen op eenvoudige manier dalk. Ja, en ek kan net saam met dit bevestig en sê dat wat die persone doen, al dink hulle dit is 'n klein ietsie, om net 'n glimlag of net oogkontak te maak, het 'n ongelooflike sterk invloed. So hulle moet aanhou doen. Asseblief, moenie ophou daarmee nie en moenie moed verloor nie as mens nie positiewe terugvoer daaroor kry nie. Dit het altyd 'n baie positiewe en 'n goeie gevolg. So as ons kyk na die aptekers, ek het 'n gesprek gehad met 'n aptekerstudent en sy is nou 3de jaar aptekerstudent en sy het vir my vertel dat daar dikwels mense na aptekers toe kom wat oor sensitiewe sake raad vra, wat hulle nie die moed het om na 'n dokter toe te gaan byvoorbeeld of om na 'n verpleegster toe te gaan en te vra nie. Dis hulle eerste hulp wat hulle voor aanklop. En in daardie tyd wat die persoon oor 'n sensitiewe vraag vra, waar hulle dalk verleë oor voel, is dit so belangrik om die persoon raak te sien en nie te veroordeel nie en regtig te luister na wat die persoon sê en wat se raad hulle vra. En hulle ervaar dan dat hulle hulp kry sonder dat hulle voel hulle is abnormaal of dat hulle nie werd is om gehelp te word nie. So dit is regtig baie belangrik. En ek is baie skuldig daaraan dat ek nie altyd luister na my kinders nie en dikwels besig is.
Maar as 'n mens die foon neersit en die rekenaar neersit en regtig luister en tyd spandeer en 'n tydjie oopmaak om regtig na hulle te luister. So mens kan dit baie plekke toepas. En dan het ek ook na ons geestelike leiers geluister, hulle stories oor deernisvolle teenwoordigheid. Ek het met 'n man gepraat, sy naam is Alan Fadling. Hy en sy vrou Jem Fadling het 'n bediening wat hulle unhurried living noem. En hulle bly in Kalifornië en hulle het daar hulle bediening, maar hulle reik ook uit na Afrika lande en daar doen hulle leierskapsontwikkeling. En ek het met Alan gesels en vir hom gevra wat is sy siening oor deernisvolle teenwoordigheid, omdat hulle 'n unhurried living aanmoedig. En sy woorde was dat presence is slowing down to a pace of care. Met ander woorde, om jou tempo stadiger te maak, nie so haastig en besig te wees die hele tyd nie, maar om 'n stadiger tempo te handhaaf in jou lewe, om innerlik rustig en kalm te wees. En daarin het hy die voorbeeld van Jesus genoem, dat altyd wanneer toe hy op aarde was en sy bediening, het hy altyd tyd gemaak vir die skare, vir die mense om hom, vir die kindertjies om hulle nader te roep. Al was sy disippels soms haastig om na die volgende punt aan te beweeg of om te sorg vir kos of om in die skei te klim, hy het altyd rustigheid gehad en met liefdesoë na mense om hom gekyk en 'n rustige innerlike kalmte uitgestraal en so baie mense bereik dat mense gevoel het hy sien hulle raak en hulle is werd as mense. Ek het ook met ons eie dominee by Suiderkruis gemeente gesels, dominee Konikalitz, en hy het in sy praatjie oor deernisvolle teenwoordigheid, wat ook beskikbaar is op die Caring Presence YouTube kanaal, het hy die voorbeeld van Job se vriende genoem, wat vir dae lank net langs hom gesit het, sonder om 'n woord te sê, en regtig net daar gewees het vir Job, sonder om te oordeel, sonder om iets te verwag van Job, maar regtig net hulle eie tyd en hulle eie mensies opgeoffer het om by Job te wees. En mens kan eintlik dit gebruik vir mense wat in 'n tyd van rou is of 'n baie groot verlies gely het, dat 'n mens regtig sommer net stil tyd saam met hulle spandeer. Hy het ook die voorbeeld van Jesus gebruik by die vrou wat oorspel gepleeg het en ook die voorbeeld gebruik van nadat die mense wat haar aangekla het, nadat hulle weggegaan het, dat hy by haar gekniel het en in die sand geskryf het met sy vinger, maar dat hy ook mens was by haar en haar nie geoordeel het nie. En 'n tydjie spandeer het by haar, hy het afgedruk na haar en hy het regtig geluister na wat sy sê en hy het vir in sy optrede laat weet, ek veroordeel jou nie. Ek sien jou raak as mens, as waardig. Moenie aanhou sondig nie, maar ek sien jou raak. Ek is hier by jou. En ek kan nie dink dit het 'n ongelooflike invloed op haar gehad, dat sy gevoel het in daardie vernedering dat iemand haar raak sien. Eintlik amper asof hy 'n jas om haar skouers gooi en haar naaktheid bedek. So ek kan dink dit was wonderlik vir haar gewees. Ja, hierdie deernisvolle teenwoordigheid wat Alan Fading beskryf het as unhurried living, dit wat hulle leef. Maar hierdie woorde wat hy gebruik, slowing down to a pace of care. Want jy moet jou gejaagdheid los om by daai persoon in hierdie situasie, want gewoonlik die persoon by wie jy dan kom, is heeltemal amper op 'n stilstaan plek, nee. So jy kan nie in jou gehardloop, jaagde lewe aangaan en dink hy gaan by jou hou nie. Jy moet eenvoudig by hom op die grond gaan sit of by hom kniel of net tyd maak na hom toe ry en tyd vat om daar te wees. Dit is my soos Jesus was. Hy het eenvoudig sy tyd opgeoffer. Maar ek wil nou vir jou vra, maak dit nou vir ons prakties. Moet ek nou Caring Presence ontvang of moet ek dit nou gee? Want ek is in uitdagende situasies, maar ek kan ook ander bystaan. Ja, dit moet beslis baie prakties wees. Baie dankie vir die vraag.
En ek dink as ons elkeen net daardie twee, eintlik wil ek dan ook die derde een bysit, maar as ons dit net onthou van ek wil graag hier wees, ek sien jou raak en slowing down to a pace of care. As ons daai 3 goed onthou, gaan ons beslis in elke situasie waar ons dit doen het met ander mense, gaan ons dit kan toepas. Wees genadig teenoor jouself. Dit is goed om te probeer so meer teenwoordig te wees, maar wees ook teenwoordig vir jouself en ervaar ook die Here se teenwoordigheid en hê groot genade met jouself. Baie dankie, ons praat weer en mag jy 'n baie deernisvolle week hê en beleef van al die kante af. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid.